Boffie en die onie-eter. Boffie de Bruin is 6 jaar oud. Hy is taamlik klein en maar, met 'n groot bril en 'n bleek, ernstige gesig. Sy grootste ambisie is om 'n uitvinder te word. "Dit kan jy nie word voor jy groot is nie," sê sy pa. "Maar ek is 'n genie," sê Boffie. "Ja," sê sy ma, "ek vrees hy is." Boffie se ma vind dit moeilik om met 'n genie saam te leef. Genie is geneig om te dink dis al teetyd, wanneer hulle nog nie ontbyt geëet het nie. En hulle bou ruimteskepe van beskuitjies. En hulle gebruik altyd lang woorde. Mevrou de Bruin sit die kos vroeg in die oond, want sy wil huis skoonmaak. Spoedig is die kombuis vol emmers en dweile en stoffers. "Daar moet vinniger maniere wees om 'n kamer skoon te maak," sê Boffie, en hy stap na sy werkwinkeltjie agter in die tuin. Verbasend gou het hy 'n groot, vreemde masjien aan mekaar geslaan. Aan die een end is 'n groot tregter, aan die ander is 'n plastieksak en rubberpype verbind die geheel. "Wat is dit?" vra mevrou de Bruin toe Boffie met sy nuwe uitvinding in die kombuis verskyn. "'n veeldoelige reiniger natuurlik." En voor mevrou de Bruin hom kan keer, het hy dit aangeskakel. "Dit werk," sê Boffie uitgelate, en die aaklige lawaai oorstem mevrou de Bruin se gille. Met 'n gerammel verdwyn besems en dweile in die veeldoelige reiniger se pens. 'n pot konfyt vlieg van die tafel af. Daarna volg koppies, pierings en die tafeldoek. Boffie is uitgelate. Nie al sy uitvindings werk nie. Die reiniger beweeg nader aan die stoof. Deksels vlieg van panne af. Aardappels en bone skiet uit die potte. Alles gly in die reiniger se tregter af. Eindelik swaai die oonddeur oop. En daar gaan die gebraaide vark. "Jy's 'n skandaal," skree Boffie se ma. "Jy gaan reguit na jou kamer en bly daar," sê sy pa daardie aand. "Ek is jammer," sê Boffie. Dis maar swaar om so slim te wees. Vir 'n hele week lank gedra Boffie hom. Hy gee sy veeldoelige reiniger vir die vullisman. Hy sit in die tuin en tel die bye. Meneer en mevrou de Bruin begin hulle kwel. "Moet ons minder streng met hom gewees het? Vra hulle vir mekaar. As hy maar net iets kleiner wil uitvind." Die volgende dag gaan Boffie skool toe. Hy is in klas 4, omdat hy so slim is. Hy moes in klas 1 gewees het, maar die onderwyseres wil hom nie daar hê nie. Hy korrigeer haar te veel. Maar meneer Grim van klas 4 was op universiteit, en hy weet 'n ding of 2 waarvan Boffie nie weet nie. Vandag is meneer Grim in 'n slegte bui. Hy gooi vir Bertus Enkhuizen met 'n kruit, en hy laat al die kinders skool sit. Hy laat selfs vir Betty te Groen huil. "Hy's aklig, aklig," snik sy. "Moenie huil nie, Betty," sê Boffie. "Ek het 'n plan. Môre is al ons sorge agter die rug." Daardie middag gaan hy na die skuurtjie agter in die tuin. Dadelik begin hy hamer en saag. Toe sluit hy die skuur, sê vir sy ouers goeienag en gaan slaap. Sy klein koppie is baie moeg van die harde werk. Die volgende oggend neem Boffie sy nuwe uitvinding saam skool toe. "O, wat is dit?" vra die kinders en drom daarom saam. "Dis 'n onie-eter," verduidelik Boffie. Die onie-eter is baie groot. Dis 'n soort kruis tussen 'n robot en 'n draak. Dit bestaan hoofsaaklik uit blik, en op die ding se enorme gesig het Boffie 'n groot glimlag geverf, want hy wil Betty nie bang maak nie. "Ooh, hy's fantasties, Boffie," sê sy.
Boffie steek die onieeter tot na speeltyd onder 'n stapel jasse weg. Toe stoot hy dit na klas 1. Die onieeter rammel oor die vloer en sluk die juffrou in. "Oeré!" juig die kinders. En die geraas lok die ander onnies soontoe. Hulle klap hulle hande en skree kwaai. Toe trek die kunsjuffrou die onieeter se aandag. Haar rooi kouse is die laaste wat die kinders van haar sien. Kinderdämmering. Hyg die Duitse onderwyser. Hy het dit skaars gesê, toe word hy ook ingesluk. Die vreeslike masjien rol in die gang af. Die een onnie na die ander bly in die slag, totdat nie een meer oor is nie. Boffie sit sy uitvinding in 'n groot kas en sluit die deur. "Nou ja, kinders," sê hy, "terug na die klaskamers." Almal doen dit. Hulle is bly om Boffie as hul nuwe hoof te hê. Boffie gaan na die prinsipaal se kantoor en begin diep dink. Die volgende dag gaan al die kinders vroeg skool toe. Met Boffie as prinsipaal verwag hulle om die oggend speletjies te speel en in die middag te skilder of weer te speel. Maar Boffie het hard gedink. Hy sit 'n kennisgewing op die prikbord. Dit lui: Eerste les, somme. Tweede les, handskrif. Derde les, wetenskap. Vierde les, ernstige lesing deur Boffie. Boffie prinsipaal. Wat van speeltyd? Vra Simon Harold kort voor 11 daardie oggend. Werk is belangriker, sê Boffie streng. Maar jy werk nie. Sê Simon. Jy sit net in die hoof se kantoor. Natuurlik. Dis wat die prinsipale doen. Jy kan vanmiddag skool sit. Toe gebeur 'n vreeslike ding. Eintlik 2. Die tannie wat die koswinkel moet kom oopsluit, daag nie op nie. Ook ou Klaas, wat die koshuiskinders se kos van die koshuis af moet bring, bly weg. Albei het van die onieeter gehoor en is te bang om te kom. Kinders wat nie kos saamgebring het nie, gaan honger ly. Betty begin huil. "Ek is honger, Boffie," snik sy. Ons ook. Sê Jan en Katrien, en hulle begin ook huil. Jou les is te moeilik. Ek kan nou nie doen nie. Ek ook nie. Ek wens ons juffrou was terug, snuif Betty. Ek wens sy was. Boffie vererg hom. Mens kan ook nie almal plesier nie. Op daardie oomblik gaan die deur oop. Boffie se pa kom ingestommel. Kom hier, kerel. Waar's die onieeter? Boffie sluit die kas oop. Die onieeter glinster in die elektriese lig. Goed. Sê meneer De Bruin en sleep die masjien uit. Ek het ook 'n uitvindsel saamgebring. Dit is nie 'n nuwe een nie, maar dit werk. Dit is 'n bliksnyer. En geleidelik sny meneer De Bruin 'n groot gat in die onieeter se rug. Toe rol die kleuterjuffrou uit en die kunsjuffrou, die naaldwerkjuffrou, die Duitse onnie en op die ou end die hoof self. Daar bly hulle in 'n hoop op die vloer sit. Hulle lyk vaag en verfomfaai. Hulle kan nie dink waar hulle was of hoekom nie. Toe sien die prinsipaal die onieeter en onthou. Hy word baie bleek. Daar sal nie vanmiddag skool wees nie. Dag, kinders. En die kinders juig. Meneer De Bruin neem sy seun in die motorhuis toe, Jy het ons in die skande gesteek. sê hy. En jy gaan reg uit bed toe sonder tee of kos. En jy gaan nooit weer iets uitvind nie. In elk geval nie voor ek groot is nie, sê Boffie. Toe lag meneer De Bruin baie hard. En mevrou De Bruin lag ook. En hulle dink hoe gelukkig hulle tog is om 'n genie in die gesin te hê. En al die ander ma's en pa's in die dorp dink hoe gelukkig hulle is om nie een te hê nie.
Thank you.